Goeiedag en baie welkom by vandag se videoles in die hoofstuk van vergelykings en ongelykhede. In vandag se video gaan ons kyk na die aard van die wortels van 'n kwadratiese vergelyking. Nou hierdie begrip beantwoord basies vir jou die vraag hoe die oplossing sal lyk van 'n kwadratiese vergelyking, met ander woorde, hoe dit beskryf kan word. Ons kan dit beskryf in hetsy reëel of nie reëel. In die geval van reëel kan ons besluit of dit rasionaal of irrasionaal is en dan ook of dit gelyk of ongelyk is. Met ander woorde, daar is altyd in die geval van reële wortels 3 begrippe wat jy moet sê, maar 'n bietjie meer daaroor later. Kom ons hersien vlugtig ons begrip van getallestelsels. Nou getallestelsels kan in 2 tipes getalle verdeel word, naamlik reëel en nie reële getalle. Reële getalle kan weer eens in 2 verdeel word, naamlik rasionale getalle en irrasionale getalle. Wanneer ons na die aard van die wortels van 'n kwadratiese vergelyking kyk, kyk ons na die vergelyking van die formaat ax² plus bx plus c wat gelyk is aan 0. Nou om die wortels, oftewel die x-afsnitte te bereken, kan ons gebruik maak van die kwadratiese formule wat ons in 'n vorige video mooi bestudeer het. So onthou, hierdie formule moet jy uit jou kop uit ken, en hierdie formule is x is gelyk aan minus b plus min die vierkantswortel van b² min 4ac gedeel deur 2a. So dit gee vir ons die wortels of die x-afsnitte. Nou vir die aard van die wortels gaan ons spesifiek fokus op die gedeelte onder die vierkantswortel van hierdie formule. Want wat ook al daar gebeur, beïnvloed die hele aard van ons spesifieke x-waarde. So hierdie waarde b² min 4ac staan ook bekend as die diskriminant en ons maak gebruik van daai driehoekie teken, dis die Griekse delta. So as ons nou weer na ons getallestelsels kyk en ons dink dan spesifiek aan die worteltipes wat ons by elkeen kry, dan weet ons dat vir nie reële getalle gaan die vierkantswortel van 'n getal a wees waar a kleiner is as 0. Met ander woorde, daar gaan 'n negatief onder die vierkantswortel staan. In die geval van reële getalle gaan daardie getal wat onder die vierkantswortel is, kan dan groter of selfs gelyk wees aan 0. Meer spesifiek vir rasionale getalle gaan daardie getal onder die vierkantswortel die a 'n volkome vierkant wees en vir irrasionale getalle sal dit dus 'n nie volkome vierkant wees. As ons dit dan nou kan opsom, die aard van die wortels gaan ons dan nou na die volgende kyk. Reëel gaan jou diskriminant groter of selfs gelyk wees aan 0. Nie reëel is wanneer jou diskriminant kleiner is as 0. Gelyk, met ander woorde, daar gaan 1 oplossing wees. Dit is eintlik nog steeds 2 oplossings, 2 x-waardes, maar dit sal dieselfde oplossing hê. Byvoorbeeld x is gelyk aan 2 of x is gelyk aan 2. So in hierdie geval sal jou diskriminant gelyk wees aan 0. Gaan vervang bietjie hierdie 0 in die plek van die vierkantswortel, is daai b² min 4ac, dan gaan jy sien, jy sal net 1 antwoord kry. Ongelyk is wanneer jou diskriminant groter is as 0, rasionaal is wanneer daardie diskriminant 'n volkome vierkant is, en irrasionaal wanneer dit dus nie 'n nie volkome vierkant is. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. So, ons het ons kwadratiese formule, x is min b plus min vierkantswortel b² min 4ac gedeel deur 2a. En onthou, vir die aard van die wortels fokus ons dus nou net op daai b² min 4ac. Nou indien b² min 4ac groter is as 0, gaan jou parabool, die kwadratiese funksie wat jy kry, gaan dan definitief jou x-as sny by 2 verskillende plekke. En daarom praat ons van 2 ongelyke reële wortels. In die geval waar daai diskriminant gelyk is aan 0, gaan jou draaipunt presies op die x-as wees. Met ander woorde, jy gaan 1 oplossing hê, maar dit is eintlik 2 gelyke reële wortels. Byvoorbeeld, x is 5 of x is 5. Wanneer die diskriminant kleiner is as 0, gaan ons parabool glad nie die x-as sny nie. Met ander woorde, daar gaan geen reële wortels wees nie. So belangrik om te onthou, wortels bedoel eintlik x-afsnitte.
Kom ons kyk na 'n bietjie meer praktiese voorbeeld. As ons na die vergelyking, die kwadratiese vergelyking x² plus x min 2 gelyk aan 0 kyk, dan kry ons, as ons net na die diskriminant kyk, dat die diskriminant is 9 en dit is groter as 0. Met ander woorde, daar gaan 2 reële en ongelyke wortels wees. So as jy dan nou die hele formule gebruik om die wortels te bepaal, gaan jy sien dat die wortels is min 2 en positief 1. Hierdie wortels is natuurlik ook rasionaal, aangesien daardie diskriminant, die 9, 'n volkome vierkant is. So onthou, volkome vierkant beteken, jy kan 'n vierkantswortel daaroor trek en 'n definitiewe rasionale antwoord kry. As ons kyk na x² min 4x plus 4, dan sien ons dat die diskriminant in hierdie geval gelyk is aan 0. Met ander woorde, dit gee vir ons 2 reële gelyke wortels. So ons wortels gaan wees, x is gelyk aan 2, of x is gelyk aan 2, en daarom skryf ons dit net een keer neer. In hierdie geval is die wortels ook rasionaal, want 0 word ook beskou as 'n volkome vierkant. As ons nou kyk na x² plus 6x plus 10 gelyk aan 0, kry ons dat die diskriminant minus 4 is. Met ander woorde, daar gaan geen reële wortels wees nie, want ons diskriminant is kleiner as 0. En as jy dit sou gaan teken het, sou jy gesien het, dat hy so ietwat in die lug hang, soos dit hy nou daar op die skets vertoon. So as ons hierdie vergelyking oplos, dan kry ons dat sy wortels is x is gelyk aan min 6 plus min vierkantswortel min 4 deel 2, en jy kan dit gerus gaan toets op jou sakrekenaar, jy sal een of ander foutboodskap ontvang. So hierdie opsomming is baie belangrik, en ek sal voorstel dat jy dit uit jou kop uit ken. Maar as jy daai prentjie van jou getallestelsels baie goed ken, dan behoort jy nie sommer probleme te ondervind om hierdie te onthou nie. Nou daar is 3 tipe somme wat gevra kan word rondom die aard van die wortels van 'n kwadratiese vergelyking. Daar kan vir jou gevra word om die aard van die wortels te bespreek. Tweedens kan daar vir jou gevra word vir watter waardes van 'n veranderlike, byvoorbeeld m, sal die vergelyking reële wortels hê. En laastens kan daar vir jou gevra word dat jy moet aantoon dat die wortels spesifieke wortels is. Kom ons bestudeer 'n voorbeeld van elkeen van hierdie. Ons begin met die eerste tipe, naamlik bespreek die aard van die wortels. Nou die vraag gaan iets soos volg wees. Bespreek die aard van die wortels van die volgende vergelyking sonder om die vergelyking op te los. So die vergelyking wat vir ons gegee word is 2x² plus 1 is gelyk aan 5x. Nou baie belangrik, jy moet hom eers in daai standaard formaat, naamlik ax² plus bx plus c gelyk aan 0 gaan herskryf. So, ons moet die 5x wat aan die regterkant is na die linkerkant toe bring. Nou kan ons die diskriminant gaan bepaal. Onthou, die diskriminant is b² min 4ac. En let daarop, die teken is deel van die koëffisiënt. In hierdie geval die min 5 is ons volle koëffisiënt van x. Soos ons alles invervang, kry ons dat die diskriminant gelyk is aan 17. Nou moet ons die aard bespreek. So, die diskriminant is groter as 0, en omdat dit groter as 0 is dit reëel, irrasionaal en ongelyk. So let daarop, daar's 3 begrippe wat jy moet noem. As dit natuurlik nie reëel was nie, het jy net gesê nie reëel. So dit is slegs vir reëel, wanneer daar nog 2 goeters saam met die reëel moet bystaan. Die volgende tipe is om te vra vir watter waardes van. So die vraag sal soos volg lees. Vir watter waardes van m sal die vergelyking x² plus 4x plus m gelyk aan 0 ongelyke reële wortels hê? So, eerstens kom ons gaan kry die diskriminant. Die diskriminant b² min 4ac gaan uitwerk op 16 minus 4m.
So jy sal nog steeds hierdie veranderlike wat jy moet gebruik as deel van jou diskriminant hê. Nou moet ons die reëls toepas. So vir ongelyke reële wortels moet die diskriminant groter wees as 0. So die 16 min 4m gaan stel jy dan groter as 0 en nou moet jy oplos vir m. So ons vat die 16 oor, dan word dit minus 16 en omdat jy nou met 'n minus gaan deel, swaai die ongelykheidsteken om. So met ander woorde m kleiner as 4 sal maak dat daardie vergelyking ongelyke reële wortels het. Die tweede vraag, wanneer sal vir watter waardes van m sal die vergelyking gelyke reële wortels hê? So in hierdie geval moet die diskriminant gelyk wees aan 0. So ons het reeds die diskriminant uitgewerk, so 16 min 4m moet gelyk wees aan 0 en nou kan jy net gaan oplos, m is gelyk aan 4. Laaste ene, nie reële wortels, diskriminant moet kleiner wees as 0. Gevolglik sal hy diskriminant 16 min 4m kleiner as 0 en los op vir m. Onthou, as jy deel met 'n minus, swaai die ongelykheidsteken om. So met ander woorde, m groter as 4 sal nie reële wortels hê. Die laaste tipe is om aan te toon dat die wortels iets spesifiek is. En ons gaan hier na 2 voorbeelde kyk. Vir die eerste voorbeeld, toon aan dat die wortels van die vergelyking x² plus px plus p gelyk aan 1 rasionaal is vir alle rasionale waardes van p. Nou weer eens, hierdie vergelyking is nie in sy standaard formaat nie, so bring alles na die een kant toe en let dan ook op dat ons so 'n bietjie van 'n mate van faktorisering doen om die a, die b en die c mooi duidelik uiteen te sit. Bepaal nou die diskriminant, so ons kry p² minus 4, a se waarde is 1 en die c waarde was nou daai volle p min 1. Vereenvoudig die hakkies en dan sien ons dis 'n 3 term wat ons kan faktoriseer en dit gee vir ons 'n hakkie kwadraat. Nou enige iets gekwadreer is 'n volkome vierkant. So met ander woorde, die diskriminant is 'n volkome vierkant en daarom sal die wortels rasionaal wees vir alle waardes van p. Die tweede en laaste voorbeeld, toon aan dat die wortels van die vergelyking x² plus tx plus 2x plus t gelyk is aan 0, reëel en ongelyk is vir alle reële waardes van t. Nou eerstens, in hierdie vergelyking wil ons net so bietjie gaan groepeer sodat ons a, b en c duidelik is. En let daarop, daai middelste 2 terme bevat albei 'n x, maar is nie gelyksoortig nie. So ons gaan die x as 'n GGD uithaal en dan is daai t plus 2 dan ons b-waarde. Bepaal nou die diskriminant, so met ander woorde vervang dit in die formule en vereenvoudig dit tot jy het nou t² plus 4. Nou gaan ons op 'n baie logiese, realistiese manier kyk. So ons begin slegs met die t². Nou t² is 'n volkome vierkant en daarom gaan dit altyd groter wees as 0, maar dit kan ook gelyk wees as 0, want sê nou maar argumentsonthaalwe t se waarde is 0, dan is 0² bly 0, so 0 sal dan gelyk wees aan 0. So met ander woorde, ons het 'n positief of 'n gelyk aan 0 waarde. As ek nou egter 4 beide tel, dan het dit geen ander plek waartoe dit kan gaan as om te sê dat daai hele uitdrukking t² plus 4 gaan dan streng positief wees nie. Met ander woorde, hy kan nie meer gelyk wees aan 0 nie. En omdat dit so is, beteken dit die wortels is reëel en ongelyk. Ek stel voor dat jy die video weer 'n keer rustig deurkyk en dat jy elke voorbeeld in jou handboek deurwerk voordat jy met die huiswerk begin. Lekker werk!